ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 437. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Waarom 'n Vierde Afrikaanse Bybelvertaling, wat juis gaan oor die 9000 skriftuurlike veranderings en die 18 totale versweglatings tussen uit die 83 Afrikaanse Bybel vergeleke met die 33 Afrikaanse Bybel, waar die een uit die Textus Receptus teks kom, die 33 en die Westcott Noord teks, die Nestle Aland teks, die korrupte en verdraaide teks gebruik was vir die 83 Bybel, wat hulle nou ooit ook net so gebruik het vir die 2020 Bybel. Hoe stupid kan jy wees? En wat het Dominee Gerrie Kirsinger vir my gesê, daar in 2012 totdat hy geretire het, is hulle gaan die Bybel beter maak. Julle het niks beter gemaak nie. Al wat julle gedoen het, meer die Hindoe godsdienst ingebring in die Bybel in die 2020 Bybel, as dalk in die vorige ander vertalings. Sou jy belangstel en wil jy die kennis hê, kry hierdie boek. Waarom 'n Vierde Afrikaanse Bybelvertaling? Kontak by my WhatsApp 0722367124, gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za, soos jy hierbo kan sien, né? As dit wel die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, het 'n magdom inligting gemis, gaan na deel 1 begin reg voor. Dit is noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die ander studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe, maandag tot Vrydag, halleluja. Hierdie reeks is lewensveranderend, maar seker jy 'n skryfblok en 'n pen byderhand het. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre om net aan U die eer te gee. Terwyl dit winter is, Vader, koue winter is dit somer in ons geestelike lewe. Dankie dat U daar is vir ons, wanneer daar stryd is, wanneer daar tekortkominge is, wanneer daar omstandighede is, wanneer daar siektes is U Javashoa die heel naaste. En U sê, U lei ons en gee ons krag in elke opsig. Ek wil vanmôre bid vir hulle wat krank is, raak hulle aan, Vader, elke een. Dankie, U woord sê, U is die groot geneesheer. U is gister, vandag en tot in alle ewigheid presies dieselfde. Genade op genade op genade. Ek wil bid, seën U woord vanmôre in ons midde. Maak dit lewend, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike ore om te verstaan wat U vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashoa en elke Javas sê halleluja, halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg om deel te wees van die bruid van Javashoa universeel. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se studie vir u weer 'n groot seën wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 23. Weer wil ek sê, kyk na die beeldspraak. Kan dit nie anders stel nie, dit is so belangrik. Vers 23, vers 15. Nou sê koning Salomo, ons moet nou baie mooi lees, want partykeer praat koning Salomo met sy eie seun, of seuns. Hy sou nooit met die meisiekinders gepraat het nie, want hulle was nie onder die wet gewees nie. Spreuke 23:15, my seun, as jou hart of jou sielsdimensie wys word, met ander woorde insig bekom, dan sal my, dis koning Salomo se hart of sielsdimensie hom ook verheug. Wat doen koning Salomo? Hy praat nou hier met sy eie seun.
Hy sê, is fantasties. As jou sielsdimensie vrugbaar is, gaan dit ook jou siel en jou geestelike lewe beïnvloed. En weet jy wat? Hy sê, dit gaan hom ook verheug. Wat is vir 'n pa lekkerder as wanneer sy kinders ook Jahweh dien? Halleluja. En sy kleinkinders. Vers 16. Hy sê, en my niere sal jubel. Dis nou koning Dawid wat sê. En my niere, dis beeldspraak. En my niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is. Dit is onmoontlik. Dit is totaal onmoontlik. Hoe jubel koning Salomo se niere? Kry nie meer nierstene nie. Nee, ek vra maar net. 'n nier kan ons nie jubel nie. Hy kan nie, en dis hoekom ek sê, dit is die beeldspraak. Wanneer hy na sy niere verwys, want hy sê, en my niere sal jubel, as jou lippe, wie? Sy seun se lippe, spreek wat reg is. Weet jy wat, daar's vir my as en Pastoor Rika, geen groter lekker kry, en ek noem dit soms so, in 'n Afrikaanse praat, ontbyt sessie terminologie, as om te sien wanneer sondaars tot bekering kom nie. Mense wat jare in die kerke gesit het, pastore wat afgetree het, daar's hoeveel van hulle, wat kom en sê, prof, hoekom het ons nie hierdie kennis gekry 40 jaar terug nie? Hoekom nie? Ek kan dit nie verstaan nie. Maar een ding weet ek, die tyd is reg. Kom ons vergeet van die tyd wat verby is. Ek wil dit net sê, ek sê dit baie keer vir die pastore, vernaam die emeritaat pastore en predikante, wanneer my die goed vra. Net so, hoekom het ons die goed nie geken 30 jaar terug, 40 jaar terug nie? Wel, toe was jy in die vleur van jou lewe en dit sou jou job gekos het. Bedoelend, as wie afgetrede pastoor en predikant vandag is, die goed van jou kansel gaan afbreek het, dat hulle jou gefire onmiddellik. Jy sal sonder 'n werk gesit het. So die tyd is nou reg. Verstaan jy wat ek sê? Jy is nie afhanklik van die denominasie of die organisasie nie. Die tyd is reg. Koning Dawid sê, en my niere sal jubel. En my niere sal jubel. As jou lippe spreek wat reg is. My niere het niks met dit te doen nie. Koning Salomo verwys na homself. As sy seuns die Vader wil dien. As jou lippe spreek wat reg is. Spreek die waarheid. Daar's vir my niks lekkerder as om te hoor wanneer die kinders die woord spreek. My een klein seun op die oomblik is so in die woord in. Wel sy boetie ook. Maar die een hy kry nie genoeg nie. Hy kry nie genoeg woord nie. En weet jy wat doen dit aan 'n oupa se hart? Om te weet dat die saad val in die regte plekke in. Halleluja. Halleluja. En dis wat hy van praat. My niere voel of hulle jubel. Sien my niere en my sielsdimensie. En as jou kinders, u kinders, Jahweh dien, 'n gees en 'n waarheid, wat 'n voorreg is dit. En as hulle nie, kom ons bly bid. Gebed vir ander sake. Dis wat by my gebeur het. Hulle wou ook dit nie gehad het nie. Maar soos tyd aangaan, bly u net die woord preek en leer. Dit vind ingang iewerste. Vers 17. Laat jou hart of jou sielsdimensie die sondaars nie beny nie. Maar wees die hele dag in die vrees, daai vrees is die teenwoordigheid van Jahweh die skepper van hemel en aarde. Kyk wat sê hy. Laat jou hart, jou sielsdimensie die sondaars nie beny nie. Met ander woorde, bly 'n voorbeeld wees. Dra die vrugte wat by die bekering pas.
dra die vrugte wat die Ruach HaKodesh vrugte wat Jaffa ons mee toeberei het aan 'n verlore wêreld. Laat jou hart, jou siel se mens die sondaar nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees, in die opregte teenwoordigheid. Lewe 'n lewe van heiligmaking. Hy sê, maar wees die hele dag in die vrees, teenwoordigheid. En dis wanneer die woord sê, wanneer Jafashua sê, wees heilig, want ek is heilig. Wees strewe na heiligmaking. Die woord sê, strewe na heiligmaking, waarsonde niemand die koninkryk van Jaffa kan sien nie. Dis hoekom hierdie ander godsdienste nie by Jafashua kan uitkom nie. Hoekom nie? Want hulle strewe nie aan heiligmaking nie. Hulle verstaan nie heiligmaking nie. Die bakpoeier is wat? Die heiligmaking. Dit beteken om dag vir dag af te lê. Dis nadat ek tot bekering gekom het en geonderdompel geword het, dan moet die proses van heiligmaking, wat die res van my lewe vat, vorentoe. Die res van u lewe neem. En dit is wat die probleem word vir baie mense. Die heiligmaking is wat die ouens vang. Dis die heiligmaking wat maak dat mense wegdraai van die waarheid af. En wat die woord sê, soos 'n hond wat sy eie braak sal eet. Dis die heiligmaking. Hulle wil nie in die heiligmaking lewe, in die bonatuurlike geopenbaarde woord, in die heiligmaking nie. Nie is te maklik om aan 'n kerkie te behoort, om 'n denominasie toe terug te gaan, en net my tiendetjies te betaal, net op 'n Sondagoggend daar te sit. Daar's 'n lied, 'n song wat sê, I never promise you a rose garden along with the sunshine. He never promised us a rose garden. Hy het gesê, hulle sal jou haat ter wille van my naam. Wie? Hulle wat nie by die woord wil wees nie. Hulle wat nie onder die Ruach HaKodesh onderworpe wil wees nie. En dis wat hy hierso sê. Dis wat hy sê. Die sondaars moet ons beny. Hoekom? Dit wat ons het, die vrugte van die Ruach. Hulle moet ons beny. Hulle het dit nie. Want dit word nie meer in hulle kerke, protestante en charismatiese kerke geleer en geteach en gepreach nie. Nee. Jy kan hoere remoer soos jy wil, jy kan na brandewyn stink en alles. Jy moet net jou tiendes betaal en Sondag by die kerk wees. Dis alles. Heiligmaking, geen heiligmaking nie. Nou gesed lewe, jy het nie nodig nie. Jou naam moet net op die register van die kerk wees. Jy moet die teepartytjies na die diens bywoon. Dis al. Dis al. En dis wat dan die probleem veroorsaak by die selgroepe en die goed. Dis waar ek en u die verskil moet maak. Waar ons die waarheid leef en preek. En laat hulle vir ons sê wat hulle sê. En as Jaffa my dan daar uithaal, dan haal hy my daar uit. Dit gaan nie oor groepe nie. Dis 'n alleenpad. Daar's 'n koortjie wat ons gesing het jare terug. Net Jafashua en jy kan op hierdie weg bly. Net Jafashua en jy kan op hierdie weg bly. Ek sing nou in die geopenbaarde naam, want ek weier my naam Jesus te gebruik. Dit is 'n Baalnaam. Maar ons het dit gesing omdat ons onkundig was. Dis nie ek en Pastoor Rika en my kinders en die pastore en die Jafiste en nee, is ek en Jafashua. Is ek wat in my stilte tyd, is ek waar ek in die dag, en stilte tyd is nie net by my afsonderingstyd in die oggend en in die aand, of wanneer ook al dit is in die dag nie, dis wanneer ek in kontak is met Jafashua, deur die Ruach. Ons lewe in die kontak, ons lewe in die Ruach, elke dag, maar dit is daai intieme oomblik, daai intimiteit,
kan enige tyd met my praat, hy kan enige tyd met u praat, maar ek het nodig om afgesonder te wees, op daai plekkie te wees, waar hy met my deel. En ek het dit my missie gemaak, om meer intimiteit te hê, in Jafashua. Hy sê in vers 18, waarlik daar is 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie. Ek wil vir julle sê, as u kan staan in die bonatuurlike krag van die Ruach HaKodesh, in die bonatuurlike geopenbaarde name funksioneer, waarlik daar is 'n toekoms. Vir nou lyk dit na niks nie. Vir nou is dit stampe en stote en minagting. Dit maak nie saak nie. Waarlik daar is 'n toekoms, sê vers 18, en jou hoop sal nie verydel word nie. Jou hoop, jou verwagting, jou hoop op die bonatuurlike ewige lewe sal nie verydel word nie. Niemand kan dit van jou en my roof nie, behalwe ek self nie. Kom ons bid en ons sê in hierdie dag, Vader Jahwe, deur hierdie woord wat tot ons gespreek word vanmôre, help my om meer nougeset te lewe, nader te beweeg, af te lê van die goed wat my vashou, dat ek in 'n dieper verhouding met U kan lewe. Tot môreoggend as Vader Jahwe lewe ons gesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.